Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 20ste November 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: bedrog met BTW-eise, man kry 6 jaar agter die tralies. Nuushooftrekke vir vandag: George bouramp nalatigheid te bespeer. Bedrog met BTW-eise, man kry 6 jaar tronkstraf. Bendemoorde op kinders verdubbel. Suid-Afrika gaan hom nie laat intimideer deur ander lande nie. Hier in Springbokke pak mekaar die naweek. Franco Mostert se rooi kaart word geskrap deur tugkomitee. Die Bellville-streekhof het Michael Benson, 'n voormalige werknemer van die Suid-Afrikaanse Inkomstedienste, die SAID, en geregistreerde belastingpraktisyn tot 'n effektiewe 6 jaar gevangenisstraf gevonnis na sy skuldige bevinding aan bedrog, vervalsing van uitgifte en versuim om behoorlik boeke te hou. Die aanklaer het getuienis gelewer wat aan die lig gebring het dat Benson oor 'n tydperk van 25 maande 11 bedrieglike BTW-opgawes by die SAID ingedien het en terugbetalings geëis het, gegrond op versinnende inligting. Nadat hy versoek is om stawende dokumentasie te verskaf, het hy verder bedrog gepleeg deur vervalste fakture, bankstate en munisipale kontrakte voor te lê en sodoende verder oortredings van vervalsing en uitgifte gepleeg. Die vonnis behoort as 'n afskrikkingsmiddel vir ander belastingpraktisyns te dien en beklemtoon dat deelname aan skemas wat onderwerp is om die SAID te bedrieg ernstige strawe tot gevolg sal hê wat direkte gevangenisstraf insluit sonder enige vooruitsig op versagting deur terugbetalings of enige boetes. Belastingpraktisyns word daaraan herinner dat hulle professionele dienste teen vergoeding lewer en nie vir onwettige selfverryking nie. Die hof het 4 jaar van die vonnis opgeskort op voorwaarde dat hy nie skuldig bevind word aan bedrog, diefstal of poging daartoe gepleeg wat gedurende die skorsingsperiode gepleeg word nie. Die hof het Benson ongeskik verklaar om 'n vuurwapen te besit. Die nasionale vervolgingsgesag, die NVG, het die skuldigbevinding en vonnisoplegging van Benson mooi verwelkom. Leidens 'n verklaring deur die NVG stuur hierdie vonnis 'n sterk boodskap dat die NVG nie bedrog, misbruik van openbare vertroue of die manipulasie van belastingstelsels vir persoonlike gewin geduld sal word nie. Sonder 'n oplossing vir die krisis van die munisipale skuld aan Eskom sal die entiteit nie kredietgraderingsagentskappe kan oortuig om hom op te gradeer nie. Eskom se kredietgradering is tans 3 kerwe onder beleggingsgraad. Eskom sal oor 18 tot 24 maande weer geld op die kapitaalmarkte moet leen en daar word verwag om 2 opgraderings oor die volgende 2 tot 3 jaar en 'n half jaar wat sal voorlê. As Eskom 'n beter gradering kry, kan hy goedkoper finansiering kry, maar dit hang af van sy bedryfsprestasies en finansiële stabiliteit. Munisipale skuld aan Eskom, wat teen einde September al by 105 miljard rand getrek het, is 'n groot risiko wat kan verhoed dat die kredietgradering sal verbeter. Volgens Dan Marokane, uitvoerende hoof van Eskom, is hulle bemoedig deur die tesourie se steun vir die distribusieagentskap ooreenkomste wat Eskom met gewillige munisipaliteite kan sluit. Die laaste uitweg is om hofbevele te kry en om wanbetalende munisipaliteite se krag af te sny of om die tesourie te nader om munisipale toedelings uit die staatskas te kan terughou. Eskom het vir die halwe jaar tot einde September 'n netto wins van 25 miljard rand behaal. Dit is 45% beter as 'n jaar gelede. Marokane wys daarop dat Eskom se kragverkope seisonaal van aard is. Danksy groter kragvraag in die winter maak Eskom beter winste in die eerste 2 kwartaale van sy boekjare. Eskom het 24 maande gelede 36 miljard rand aan diesel bestee, maar tot dusver in die lopende boekjaar net meer as 6 miljard rand. Die George munisipaliteit was nalatig in sy toesig van die bouterrein by Victoria Straat 75, waar 'n woonstelgebou wat aan aanbou was in Mei 2024 in mekaar gestort het. Die komitee is op 'n toesigbesoek in George en is gisteroggend deur die munisipaliteit oor 'n forensiese verslag oor die ramp ingelig. 62 werkers was tydens die ramp op 6 Mei op die bouterrein. 34 is dood en 28 mense was beseer. Vrywilligers uit die slagoffers en hulle families bygestaan het gister foto's van die oorledenes op 'n muur op die bouterrein aangebring, waar die komiteelede dit van naderby kon besigtig het. In die stadium is verskeie ondersoek aan die gang op nasionale en provinsiale asook plaaslike vlak. Wat ons welkom bevestig is dat bouplanne in George goedgekeur moet word voordat bouwerk kan begin. Indien iemand nie aan die wetlike vereistes voldoen nie, of dit nou private ontwikkelaars, kontrakteurs of enige ander party is, moet daar aanspreeklikheid wees. Benderverwante moorde op
Kinders van 17 jaar oud en jonger op die Kaapstadse vlaktes het in net een boekjaar meer as verdubbel. Professor Farouk Chakalia, waarnemende minister van polisie, onthul in 'n parlementêre antwoord wat Dinsdag aand uitgereik is, dat bendeverwante moorde op kinders in hierdie ouderdomsgroep in die geweldsmisdade en bendegetuisterde woongebiede van die Kaapstad Metro van 27 in 2024 tot 59 en in 2025 gestyg het. Chakalia onthul in nog 'n parlementêre antwoord dat 668 mense net tussen Januarie en Maart van die jaar op die Kaapse vlaktes vermoor is. Intussen het die DA Dinsdag in 'n verklaring gesê hy neem kennis van Chakalia sy uitdruklike verbintenisse in die parlement dat die lang uitgestelde misdaadsyfers op Vrydag 28 November uitgereik sal word. 234 verdagtes is in hegtenis geneem weens hierdie moorde, waarvan 153 met bendegeweld, 11 met taxi-geweld en 5 met onwettige dwelmhandel verbind is. Chakalia antwoord dat 462 kinders van 17 jaar oud en jonger totaal van 1 April 2020 tot 31 Maart van jaar in woongebiede oor die Kaapse vlaktes heen vermoor is. 157 gevalle is bende verwant. Die Mitchellsplein en die LCC rivier polisiegebied het die meeste kindermoorde in hierdie tydperk aangemeld. 22 elk, gevolg deur Delft met 20, Kleinvry 16, Steenberg 15. Chakalia sê in dieselfde tydperk is op 3300 ongelisenseerde vuurwapens in 18 van die 25 polisiegebiede oor die Kaapse vlakte heen beslag gelê. Die meeste was in Delft met 471 wapens, Mitchellsplein 345 wapens, Bishop Lywes 271 wapens, in Philippi 260 en Mannenberg 255 onwettige wapens. Chakalia sê die meeste massaskietery voorvalle in hierdie gebiede kan toegeskryf word aan voortdurende konflikte tussen bende en afpersingsgroepe. Suid-Afrika gaan onmisteer Amerika se dreigemente dat 'n konsensusverklaring na die naweek se G20 leiersberaad sonder hom nie moontlik is nie. Die Amerikaanse regering het 'n diplomatieke nota aan Suid-Afrika gestuur waarin hierdie argument uiteengesit word, soos die Vincent Magwenya, 'n woordvoerder van die presidentsie. Die verklaring kwessie is deur waarnemers 'n moontlike probleem uitgelig toe Amerika se boikot van die G20 beraad bekend gemaak is. Amerika se teenstand teen die G20 bou al 'n geruime tyd momentum op. Trump het gesê Suid-Afrika hoort in die G20 nie en Scott Bessent, sy minister van Finansies, het gesê onder Amerika se presidentskap in 2026 sal die kerngroep kleiner wees as vanjaar se G100. Trump het Dinsdag gesê hy blyf weg van die G20 beraad omdat Suid-Afrika mense uitwis. Ek gaan nie na enige iets wat met Suid-Afrika te doen het nie, het verwys nie. Suid-Afrika het hom besonder sleg gedra, het hy gesê. Die politieke ontleder Dr. Oscar van Heerden sê Suid-Afrika moet hom maar gereed maak vir gereelde storms vir die res van Trump se termyn. Dit is ook duidelik dat Trump Suid-Afrika nie op aanstaande jaar se G20 beraad wil hê nie. 'n Skildery deur die Oostenrykse kunstenaar Gustav Klimt is Dinsdag op 'n veiling in New York vir sowat 4 miljard rand teen die huidige wisselkoers verkoop. Dit is die naasbeste wat tot op hede vir kunswerk op 'n veiling betaal is. Die afslaer Sotheby's het nie die naam van die suksesvolle beer bekend gemaak nie. Die werk is tussen 1914 en 1916 geskilder en in die Tweede Wêreldoorlog deur die Duitsers gebyt, maar in 1948 wel teruggevind nadat dit byna in brand vernietig is. Dit is slegs een van 2 opdragwerke wat deur Klimt in nog private besit gewas. Munisipaliteite het net meer as 3 weke oor om hulle aansoeke vir kragtariewe vir die nasionale energiereguleerder NERSA voor te lê. NERSA versoek alle munisipaliteite om teen 12 Desember al hulle kragtarief aansoeke vir hulle 2027 boekjaar, die boekjaar wat op 1 Julie 2026 begin en op 30 Junie 2027 eindig, wel in te dien. NERSA waarsku as munisipaliteite nie by die streng voorgeskrewe tydskedules hou nie, sal NERSA nie hulle tariewe vir die 2027 boekjaar kan goedkeur nie en sal hulle tariewe onveranderd moet bly. Daarom gaan hy reeds in November en Desember van jaar met sy evaluerings en openbare deelnamingsprosesse begin. NERSA gaan alle tariefaansoeke, tesame met die voorsieningskoste studies vir 30 dae op sy webblad en sosiale platforms publiseer vir skriftelike kommentare deur belanghebbendes. Die waarde van Bitcoin het hierdie week skerp gedaal van die rekordhoogtes wat dit verlede maand bereik het. Die digitale geldeenheid het Dinsdag teen net onder $90,000 verhandel in vergelyking met $126,000 aan die begin van Oktober maand. Bitcoin het sy rekordhoogtes bereik na Donald Trump se terugkeer na die Withuis. Die Amerikaanse president het hom sterk ten gunste van kriptogeldeenhede uitgespreek. Die Bitcoin het in Mei vir die eerste keer deur die $100,000 grens gebreek voordat dit verlede maand die jongste rekord van ongeveer $126,000 bereik het.
Bitcoin het 'n kwart van sy waarde van die Oktober rekord tot Dinsdag se vlakke verloor. Sommige Fed-amptenare het aangedui dit kan daartoe lei dat rentekoerse nie in Desember verlaag word nie. Die hernieude verwagtinge vir 'n rentekoersverlaging kan vinnig Bitcoin-pryse omkeer. Die Ierse senter Robbie Henshaw glo dat sy span se laaste jaar eindkragmeting met die Springbokke gaan 'n ware toets wees in terme van die beoordeling van waar die groep tans staan. Ierland het vroeër van dese maand 'n ontmoedigende nederlaag teen die All Blacks gelei, gevolg deur 'n middelmatige oorwinning oor Japan, maar het die afgelope naweek in die genadeloose styl teruggekom met 'n rekordoorwinning van 46 punte teenoor 19 oor Australië, waaraan Henshaw een van die span se 6-3 aangeteken het. Die Suid-Afrikaners wil hulle goeie spelpyn in Dublin voortsit na oorwinnings oor Japan op Wembley, Frankryk en Italië. Ierland het die Bokke in die groepfase van die Wêreldbeker toernooi in 2023 gewen en die span het in die reeks van 2 toetse in 2024 elkeen kragmeting gewen. Dit is die regte toets vir ons om te sien waar ons staan, het hy gesê. Ons kan saam met hulle gesels. Verlede jaar was dit so 1 wen elk van daardie reeks, so ek neem aan hulle kyk ook. Daarna het Henshaw in die media gesê, die 32-jarige Leinster-speler glo daar is ook baie wat in Ierland verwag kan word, soos wat die span poog om hierdie jaar op 'n hoogtepunt te kan afsluit. Eddie Jones, afrigter van Japan, spoel mond uit oor die getal kaarte wat van dese maand se jaareindtoetse aan spelers uitgedeel is. Sy uitlatings volg op die skorsing van die Walliese vleuel Josh Adams vir 3 wedstryde nadat die afgelope naweek in die oorwinning oor Japan 'n rooi kaart gekry het. 'n Onafhanklike tugkomitee het die kaarte bekragtig en die voorval beskryf as 'n daad van onsportiewe gedrag wat strydig is met wet 9.11 van wêreldrugby se gedragskodes, naamlik die roekelose blootstelling van 'n speler aan gevaar. Jones het vir Adams in die bresse getree en sy die vlagkaarte in van dese maand se toetse is besig om rugby heeltemal te ruïneer. Rugby is bedoel vir 15 spelers op die veld en ek dink wêreldrugby moet mooi daarna kyk. Dit raak nou absurd, het hy gesê. Steve Tandy, afrigter van Wallis, het hom ook oor die huidige stand van sake uitgelaat. Adams gaan die rooi drake se toets Saterdag teen die All Blacks misloop, asook die kragmeting met die Springbokke 'n week later in Cardiff. Al wen Lando Norris nie die res van die seisoen 'n Formule 1 wedren nie, is die McLaren jaar steeds in die binnebaan om Max Verstappen as die wêreldkampioen te ontroon. Norris, wat onlangs sy 26ste verjaarsdag gevier het, sal egter nie so daarna kyk nie. Hy geniet 'n voorsprong van 24 punte oor sy McLaren spanmaat, die Australiër Oscar Piastri, wie se titelkans in die laaste paar maande lelik het nou gekry het met die Grand Prix in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi wat nog oorbly. Volgende naweek se Grand Prix in Qatar sluit ook 'n blitsren in. Die McLaren-jaars het tot dusver vanjaar indrukwekkende 7 keer die boonste trappe op die podium bestyg, maar die laaste keer wat dit gebeur het, was in Augustus in Hongarye. Sedertdien was Piastri nie in een van die afgelope 5 Grand Prix onder die voorste 3 jaars nie. Red Bull se Verstappen was 104 punte agter Piastri in daardie stadium en is nou net 25 punte agter die Australiër. Verstappen, 4-malige wêreldkampioen, sowel as Mercedes se Kimi Antonelli en George Russell, asook Ferrari se Charles Leclerc, kan steeds 'n rol speel in die titelraces deur die McLarens van podiumplekke in die oorblywende wedrenne te weerhou. Piastri sal nietemin steeds stilweg hoop hê dat hy die wêreldkroon kan verower. Die stryd tussen Engeland se afgeskaalde baseballbenadering en Australië se meer metodiese koolwerk kan bepaal wie die oorhand kry in die cricketreeks om die as wat môre in Perth gaan begin. Die Engelse op grond van die al aggressiewe koolwerk in hulle enkele opwarmingswedstryd teen hulle tweede span kan nie hulle kenmerkende aggressie laat vaar nie. Selfs al pas hulle dit dalk effens aan. Root, een van die beste kolwer van sy era en net tweede agter Sachin Tendulkar wat die meeste toetslopies betref, is steeds na sy eerste toets 100-tal in Australië op soek. Ollie Pope dalk sy posisie op nommer 3 in die kolvleisbou met telling van 190 in die opwarmingswedstryde, maar kan strawwer toetse op bowlervriendelike bly in Australië verwag. Brooks se skouspelagtigheid en Stokes se teenaanval kan vir Engeland bepalend wees, wat ook nuttige lopies vir die palkiewagter Jamie Smith sal verwag. Die Wallaby slot Tom Hooper sê die span staan vierkant agter die beleerde hoofafrigter Joe Smith, terwyl die moontlikheid van 'n 4-18-volgende nederlaag hulle in die gesig gaan staar. Die Wallabies pak Saterdag by Frankryk met die hoop op 'n eerste seisoen om sonder oorwinning op Europese bodem sedert 1958 te kan vermy. Die Australiërs het vroeër van dese maand nederlaag teen Engeland en Italië, asook afgelope Saterdag teen Ierland gelei. Die Wallabies se spelpyl in Europa staan in skrille kontras met hulle uitslaande vertonings vroeër vanjaar met Smith wat die orde herstel het na Eddie Jones se onstuimige tyd aan die stuur. Samoa het met die kleinste marge vir die Wêreldbeker rugby toernooi in 2027 gekwalifiseer. Die eilandmanne het in die laaste wedstryd van die finale kwalifiseringstoernooi met 13-11 teen België gelykop gespeel
en dis met 'n enkele bonuspunt deurgedring. Samoa en België het in albei teen Brasilië en Namibië in hulle vorige wedstryde oor die afgelope 10 dae in Dubai geseëvier. 'n Onafhanklike digkomitee van Wêreld Rugby het Franco Mostert, die 34-jarige Springbok, slot se rooi kaart na geel kaart verminder. Rassie Erasmus, afrigter, mag die slot dus vir Saterdag se toets teen Ierland in Dublin oorweeg. Mostert en sy regspan kon Dinsdag aand en gisteroggend bewys dat daar geen direkte kontak met die Italiaanse baldraer se kop was nie. Mostert het volgens die beskikbare beeldmateriaal hom eers op die bors en skouer getref, dit nadat Ethan Hooker eers met 'n duitslag op Garbisi se rigting verander het en die Italiaanse loskakel op pad afgrond toe was. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jy voertuig se registrasie namens jou waardig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 1931, Polokwane 1527, Lephalale 1832, Mbombela 1627, Mahikeng 1831, Pretoria 1530, Johannesburg 1528, Ermelo 1126, Galagari 2336, Gaborone 2033, Richards Bay 1528, Pietermaritzburg 1226, Durban 1525, Port St Johns 1522, Pongola 1728, Maputo 2028, Bethlehem 1026, Bloemfontein 1430, Allewal Noord 1228, Welkom 1531, Vryburg 1934, Kimberley 1932, Appington 2236, Prieska 2034, Springbok 1734, Karasburg 2035, Keetmanshoop 2236, Mariental 2337, Alexanderbaai 1420, Brandvlei 1933, Loedertsbaai 1528, Vredendal 1636, Kaapstad 1622, Sutherland 1126, George 1321, Jeffreys Bay 1326, Kibera 1226, Graafrenet 1126, Kaaphooglas 1323, De Aar 1530, Molteno 823, Beaufort Wes 1430, Oos-London 1125. Die markte vir die dag: die rand verhandel teen R17.15 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.12, die euro kos R19.86, die pond verhandel teen R22.50, die yen kos 11 sent, die prys van silwer is $51.95 Amerikaanse sent, platinum se prys is $1,567, palladium kos $1,411, die prys van goud per fyn ons is $4,111, die prys van Brent olie per vat is $64.89 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: nie elke dag is goed nie, maar daar is iets goeds in elke dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n aangename dag word vir almal toegewens.